die vermoë om die foute wat ons maak te laat omskep in iets wonderliks. Hy gebruik ons foute en bring genesing. So hy sê in Psalm 73 vers 23, hy sê, I'm always with you. Hy is binne in die foute. Hy is binne in die foute, verkeerde besluite wat ons maak. Want God het nie genade wat kan ophou nie, hy is genade. Hy sê, you can always talk to me and I will always be with you, whether you sense my presence or not. Want wat ons wil doen is, ons wil God se teenwoordigheid voel. Dis asof ons dit wil ervaar. Maar jy gaan nie noodwendig altyd dit ervaar nie. Hy wil baie keer vir ons leer om dit te weet. En nie om dit te ervaar nie, maar om dit te weet. Ons moet dit eers weet. Weet wat jy weet wat jy weet. En dan in die weet gaan jy dit ervaar. Yes, I do. Ek het nou teaching geluister en daar 'n versie in Psalm 46 wat sê, be still and know that I'm God. Toe sê die ou, dit sê nie be still and feel that I'm God nie, dit sê be still and know that I'm God. Wow. Dis presies dit, dankie. 100%. Jy confirm dit. Ek weet dit. En in moeilike tye begin jy net leer, soos met julle, met die ongeluk. Het julle begin weet, God is God. En wat mens nie weet nie is, jy sal God se gedagtes in jou gedagtes hoor. Ek sê dit baie, as jy nou dink, as God vir my en jou gemaak het, dink nou logies daaroor, as jy nou God sou wees, sou jy die mens gemaak het om iemand anders se stem te hoor, of syne? Dis eintlik 'n no-brainer. Syne. So, of jy nou glo of nie, God praat met jou. God praat met hierdie kinders hier buite ook. God praat met elke mens, of jy glo of nie. Dis daai sagte stemmetjie, daai gut feeling. Hy gaan nooit ophou nie. Die kuns is nie om sy stem te hoor nie. Die kuns is om gehoorsaam te wees aan sy stem. En hoe meer jy gehoorsaam is aan sy stem, hoe duideliker gaan sy stem vir jou kan onderskei tussen jou eie stem en die vyand se stem. Daar's 3 stemme. Jou eie stem, die vyand se stem en God se stem. Jou eie is baie jou eie gebrokenheid. Ons moet ook leer, ek weet nie of ek dit nou moet sê nie, maar dit kom my op van jy moet okay wees, begin okay raak om niks te sê nie. As jy sê, moet jy vir jouself vra, hoekom sê ek dit? Sê ek dit want ek voel verwerp en ek soek aandag en ek dink maar ander mense moet vir my luister? Ek weet nie of jy weet nie, maar wanneer jy praat, is jy besig om te ontvang. Jy is nie besig om te gee nie. Weet jy nou wat ek nou sê? Wanneer jy luister, is jy besig om te surf. Jy surf nie as jy praat nie, jy surf as jy luister. Behalwe as God vir jou sê om goed te sê, dan surf. Mense is nie noodwendig lus om na jou stories te luister nie. Mense wil graag by jou 'n belangstelling hê van hoe gaan dit met jou? Wie's jy? Wat's jou naam? Waar kom jy vandaan? Dan was jy iemand se voete. As jy praat en jy deel 'n klomp stories, is hulle besig om jou voete te was. Tensy God sê, jy moet sê. So, nou vra ek, will it be clear? What if I confuse you with another voice? Dis wat ons baie keer wonder, maar wat as dit nie God se stem is? Wat as dit myne is? Wat as dit die vyand se is? But what if I make mistakes? Of course you will make mistakes. God weet jy gaan hom verkeerd hoor. God weet jy gaan nie noodwendig altyd reg. Want onthou, almal maak foute.
But you will begin to better recognize my voice as we continue to grow our relationship. Vir God gaan dit nie oor die fout wat jy gemaak het. Dit Spreuke 4 vers 23. Vir God gaan dit oor jou intensie van jou hart. Met watter bedoeling het jy dit gedoen? Dink nou aan Karl Azander nou vir jou modderkoffie bring om te drink. Hy gaan nie met hom raas nie. Hy gaan dit net nie drink nie. Hy gaan maar so speel maak asof hy dit drink. Want hy gaan weet, hierdie kind, uit sy raamwerk van wat hy het, kan hy vir my modderkoffie bring. Hierdie kind is vir my lief, hierdie kind bring vir my koffie, die kind het aan my gedink, oeh, lekker. Ek wil jou waarsku, moenie dit drink. En ek dink God is baie keer ook so, dis ek gaan nou nie die modderkoffie, dankie. Maar ek is nog steeds lief vir jou, want ek weet van waar het gekom het. Ek ken jou hart. Jou hart was mooi gewees, toe jy die koffie vir my gebring het. En dan kan God binne dit ook werk. Nou sê my, but I don't want to make mistakes. Ons wil nie foute maak nie. En dan sê Jesus vir hom, mistakes are part of life. Father works his purpose in them too. Dit is mooi. God het die vermoë om ons foute wat ons maak, ook te gebruik, tot verheerliking van sy naam. Dink aan mense se getuienis, waar mense hulle stories vertel van al die foute wat hulle gemaak het. En dan hoor jy hoe God dit raak hulle testimony. Ek dink baie keer op 'n vrouekamp, dan sal ek vra, wie van julle is deur seksuele trauma? Dan staan 3 of 4 of 5 op wat reeds dit verwerk het en deurgewerk het. En as die ander vrouens sien maar hulle staan op, dan begin die ander opstaan. En dan sal die 3/4 van die saal opgestaan het, staan die laaste bietjie op, wat nog nooit vir niemand vertel het nie. En dan sal party wat glad nie opstaan nie, maar na iemand toe sal gaan en sê, hoorie, dit het met my ook gebeur, maar ek kon nie opstaan nie. Maar dit is vir eerste keer in 'n lewe wat sy dit hardop kan sê. En dis waar trauma, jou moeilike goed waardeur jy gaan, gebruik God dan vir jou wat die expert is deur jou trauma om ander mense te kan help. Emotions are the color of the soul. So ek wil gou vir julle Max se emosies wys. As ons regtig gaan weet hoe lief God die Vader jou het, gaan jy ten volle kan geniet. Punt. Hy sê, al wat ek wil hê is dat jy net moet besef hoe lief God die Vader jou het. En dat jy vanuit 'n verhouding met God die Vader kan funksioneer of nie funksioneer. Dis wat Jesus kom doen het. Toe Jesus aarde toe gekom het, het Jesus aarde toe gekom. Toe Jesus aarde toe gekom het hy gekom om vir ons te kom wys. Jesus het geweet, God die Vader is lief vir ons. En uit die liefdesverhouding tussen Jesus en die Vader, het die Gees van God deur Jesus gewerk na mense toe. Maar stap 1 was het geweet. Jesus het geweet, Vader is lief. Hy het geweet, al moet hy aan die kruis hang. Hy kon die kruis verduur. Hy kon die 39 houe verduur. Want hy het geweet, God die Vader is lief. You talk about it, you sing about it, but you don't know. Dis ons probleem. Ons praat van God se Vader se liefde, maar ons ken dit nie. Want as jy regtig weet hoe lief God die Vader jou het, gaan jy nie bang wees nie. Gaan jy nie bekommerd wees nie. Gaan jy nie skaamte hê nie. Jy gaan nie skuld hê nie.
Jy gaan nie seer hê. Want ons gaan God vertrou en weet, God, die Vader, het my lief. Punt. Hoor jy daai openbaring? Raak net so stil. Vader, leer asseblief vir my hoe lief U my het. Openbaar asseblief vir my hoe lief U my het. Help my om te weet wat ek weet, het my lief. Help my om te funksioneer vanuit 'n verhouding waar ek weet het my lief. Here, want as ek weet U het my lief, kan ek in U rus ingaan en Hebreërs 4 en ek kan vanuit U rus funksioneer. En dan hoef ek oor niks bekommerd te wees nie. Dan hoef ek nie bang te wees nie. Dan hoef ek nie angstig te wees nie. En dan kan ek net op U vertrou. Want 'n liefdevolle Vader sorg vir sy kinders. 'n liefdevolle Vader genees. Ek wil in 'n intimiteitsverhouding met U wees, Vader. Ek wil enkel visie. Here, soos die video gekyk het, Mac kon op die water loop, omdat sy oë op Jesus gerig was. Jesus kon op die water loop, omdat hy geweet het, Vader is vir hom lief. En hy die krag van die Gees van God binne hom verstaan. En dit het hom laat loop op die water. En dis hoekom Jesus vir Mac gesê het, Mac, jy kan nie op jou eie op die water loop nie, maar saam met my kan ons op die water loop. So Here, ek wil saam met U op die water loop. Ek wil weet dat U vir my lief is. En as U vir my lief is, dan gee U vir my wat ek van U vra, as ek in lyn vra met U wil. Maar ek gaan U wil ken, en dan gaan ek vanuit U verhouding met U, vir U vra, na U volmaakte wil in my lewe. En dan vertrou ek U vir dit. Amen? Amen. Het julle hom? Wat baie keer gebeur is 'n mens is bang vir emosies. Maar emosies is die kleur van jou siel. En ek het vir julle die boekies gegee, maar daar's 'n Bible verse feeling chart. Nou baie keer wat mense besef is jy gelukkig? Dis die eerste emosie wat mense beleef. Dis soos wanneer 'n mens 'n klein kindjie is, ken jy happiness. Maar happiness lê dieper. Dan wil ek jy met jouself gaan vra, is ek joyful, hopeful, creative, inspired or excited? Want dit gee vir my 'n ander kleur. So ek wil jou hê, en dan kyk na die Bybelverse wat daarmee saamgaan. So ek wil hê jy moet dieper gaan kyk na emosies. Here, hoekom is ek kwaad? Is ek jaloers, verbitterd, annoyed, frustrated of critical? En dan moet ek na Vader toe gaan, deur die Heilige Gees, en hierdie emosies saam met hom gaan uitsorteer. Dan afraid. Is ek afraid of anxious, insecure, helpless, rejected of confused? In alles, as ek angstig is, sê Johannes 1 vers 4 tot 18, hy sê, volmaakte liefde verdryf vrees. Ek het jou volmaak lief. En as ek jou volmaak lief het, het jy nie nodig om bang te wees nie. Selfs met die onderste, ek voel onseker. Ek het jou volmaak lief. Jy het nie nodig om onseker te wees nie. Maar Here, ek voel verwerp. In my kan jy nie verwerp word nie. Want ek het jou volmaak lief. As iemand anders te jou verwerp, is dit daai een se probleem. Dis nie jou probleem nie. Here, maar ek voel die mekaar. In my is jy nie die mekaar nie. Filippense 4 vers 7, want die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou die wag hou in Christus Jesus ons Here. Maar Here, ek is hartseer. Is jy hartseer of is jy moeg? Ashamed. Shame is nie van God af nie. Verveeld. In Christus kan jy nooit verveeld wees nie. As jy begin luister na die stem van die Heilige Gees, gaan jy baie besig wees.
Want as jy die een klaar het, sê jy, okay, right, dankie vir daai, maar kom ons gaan ons alweer. Daar is nie verveeldheid in God nie. Daar is nie verveeldheid om in 'n verhouding met hom te wees nie. Die oes is groot, die arbeiders is min. Depressie. Depressie se wortel is negatiewe gedagtes. You don't know the truth. The truth will set you free. Want jy is heeltyd besig om al die negatiewe goed vir jouself oor en oor te herhaal. Ek het dit al vir julle geleer. Dit wat jy dink, het invloed op wat jy voel, invloed op wat jy optree. So jou brein glo negatiewe goed. Jou brein glo leuns. Die waarheid is in die woord van God. So as jy die woord van God ken, gaan die woord van God wat die swaard is, wat 'n tweesnydende swaard is, gaan sny tussen negatief en positief. Eensaamheid. Jy kan nie eensaam wees nie. Want Jehovah Shammah, Matteus 1:23, Immanuel God is by jou. So jy het 'n gevoel van eensaamheid. Maar die waarheid is, ek kan nooit alleen wees nie. God is altyd by my. So ek gaan dit nie glo nie. Ek gaan dit nie dink nie. Ek gaan dit verwerp. Want my geesmens moet my sielsmens kom vernuwe. My geesmens gaan my denke vernuwe. Sodat ek beter kan voel. Kalm, die vrede van God. Ek is geliefd. Vertrou op God. Ek is dankbaar. Wonderwerke gebeur van 'n plek van dankbaarheid. En ek hou my gedagtes thoughtful. En ek maak seker dat wat ek dink in lyn is met die woord van God. En ek glo nie 'n klomp leuns nie. Strong. Trots. Ek is trots om myself 'n kind van die almagtige God en Hemelse Vader te noem. Dis my trots. My trots is in my God. Dis my voorreg om hom te ken. Ek skuif my kroon reg. Openbaring 3:10 en 11. God sê ek sit 'n kroon op jou kop en niks en niemand kan daai kroon afhaal nie. Voel gou jou hare, waar is jou kroontjie? Elkeen van ons het 'n ou kroontjie. Myne is nou vlees. Maar is daar? As jy jou kop, en hy groei weer uit. Ons kroontjies is. Ons het almal kroontjies. Letterlik kroontjies. Sorry het hy nou gespring. So ek sit 'n kroon op jou kop. Die Here wil hê jy moet respek hê vir jouself. Want as jy respek vir jouself het, het jy respek vir ander mense. En jy moet respek hê in God, want God het jou gemaak. Genesis 1:26. Jy's 'n beelddraer van God. Respekteer jouself, want dan kan jy ander mense respekteer. Jy hoef my glad nie te respekteer nie. Want my identiteit lê in God, nie in hoe jy oor my voel. As dit nog vir jou belangrik is dat mense jou moet respekteer, moet jy daarvan vrykom. Want dan wil jy hê mense moet jou aanbid. Mense hoef jou nie te respekteer nie. Maar weet jy wat die ironie? As jy duif oë het, enkel visie, en jy weet, God is vir jou lief. En jou identiteit lê in die feit dat jy 'n kind van God is. En jy leef 'n kind van God. Het mense vir jou respek, maar dan praat dit jou nie meer of hulle dit het nie. Maar as jy dit wil hê, moet jy dit eers verloor voordat jy dit kan kry. Maak dit sin? Want as ek wil hê jy moet vir my respek hê, beheer jy my. Dan beheer ek jou emosies. God moet jou emosies beheer, nie 'n mens nie. Jy moet ophou mense te aanbid. Jy hoef nie van my te hou nie, want God hou van my. Jy hoef nie vir my lief te wees nie, want God is my lief. Ja, maar jy moet vir my. Nee, jy hoef niks nie. Want anders maak ek van jou 'n afgod. So as jy kwaad is, wees kwaad in jou sirkel, maar sorteer jy jou kwaad met God uit. Nie met my nie, want ek is nie Jesus nie. Ons hardloop na mense toe, in plaas daarvan dat ons na God toe moet hardloop. Jy skuld,
my niks. As jy iets vir my doen, dan doen jy dit vanuit 'n plek van 'n intimiteitsverhouding met die Vader. Hoor julle dit? Met 'n intimiteitsverhouding met die Vader. Die Vader het gesê, ek moet dit doen. Dan het ek dit net gedoen. As die kraan water gee, daai water wat nou daar val, moet daai water iets vir my teruggee? Nee. Hoekom verwag ons dit dan? Hoekom verwag ons dit? Ons vriend wat ons verlede Sondag gehelp het, het werk gekry. Maar as hy nooit in sy lewe weer hier opdaag het, dan hoef hy nie. Hy skuld ons niks nie. Ons was net verlede Sondag gehoorsaam. Ons hoef dit nie vandag weer te doen nie. Dat vir die dankie ding van hom, Daniel. As jy my oom het 'n boek geskryf, wat nou? As ek vir jou 'n geskenk gee, en ek verwag 'n dankie, en ek is kwaad dat jy nie vir my dankie gesê het nie, moet ek my gat in draad kry. Hy sê dit net so in sy boek. Want hoekom het ek die persent gegee? Het ek die persent gegee vir 'n dankie, of het ek die persent gegee omdat God vir my gesê het om vir jou persent te gee? Dat heb stink, nee? Dis 'n bietjie diep. Goed. Jou worthiness kan nie in die mense lê nie. Want dan gaan jy nou soos 'n verkleermannetjie op 'n smartie boks wees. Ja, maar ek het my nie gegroet nie. En die punt is, ek is seker nie belangrik nie, want hulle sien my nie eens raak as ek in die saal kom nie. En jou punt is, God sien jou raak. Hoor jy hoe siek is ons? Omdat ons ander mense toelaat om ons te manipuleer, in plaas daarvan om te weet, wat is the truth? Wat is nou nog gesing het? I'm a child of the Most High God. En dis al wat belangrik is. So ek funksioneer vanuit 'n plek van gehoorsaamheid vir wat hy vir my sê om te doen. So when you don't feel the world becomes a dull and color place, most emotions are responses to perceptions, what you think is the truth about a given situation. Maar dat jy dink die waarheid is nie noodwendig die waarheid nie. Dis so groot. Kan ek teen terug die vanaf gegaan het. Emotions are the colors of soul. When you don't feel, the world becomes dull and colorless. So met ander woorde, jou gevoel wat jy beleef, vat jy na die Vader toe en sê, Here, ek voel nou so. Hoekom voel ek so? Ons mag voel. Jy mag voel. Dis nie dat God het ons gemaak om te voel. Maar die gevoel, en dis hoekom ek hierdie ding vir julle wys, die gevoel het 'n naam, en is die naam in lyn met die woord. Want as die gevoel nie in lyn is met die woord nie, moet jy jou denke vernuwe, sodat die emosie, het julle gesien toe Mac in die boot is, beleef hy die trauma, en sy hand word swart, en hy sien Missy wat vermoor is in die shack se rokkie, en hy sien sy kind, so daai goed oorweldig hom, en hy sê vir Jesus, why do you do this to me? Hoor wat dink hy? Hy glo, dis God wat dit aan hom doen, en Jesus sê vir hom, dis nie God wat dit aan jou doen nie, dis jyself wat dit aan jou doen, dis jou trauma wat onverwerk is, wat dit veroorsaak, dis nie ek nie. Ons is so maklik geneig om God te blameer vir goed wat in ons lewens gebeur. Hy sê, but it's the evil of the world. Most emotions are responses to perceptions. Jou emosie is jou reaksie ten opsigte van jou denke. Dis hoekom jy sal hoor, ek sal dit baie sê. Wat het jy gedink? Want jou denke is nie noodwendig die waarheid nie. En die waarheid is die woord van God. En die woord is Jesus. Johannes 1 vers 1. En die woord het mens geword. Die woord bring genesing. Die woord is Jesus wat waarheid is en wat genesing bring. What you think
is true about a given situation. Soos wat jy dink, moet jy seker maak is dit die waarheid. Jy gaan net uitvind wat die waarheid is, as jy bereid is om te luister, en nie aan te neem nie. Want wat doen ons? Ons praat, maar jy het een mond en jy het 2 ore. Die beste plek om te wees is in the not knowing position. Staan terug en sê, Here, verduidelik vir my nou wat het nou hier gebeur. Nee, ek weet. Nee, jy weet glad nie. Jy weet glad nie. Ons gaan daar, asseblief. Ek wil gou iets vir julle vertel, gaan dankie. Dis hoekom ek vandag vir jou wil aanmoedig om te stop. Stop brabbeling en luister. Moenie dink jy weet nie, want jy weet nie. In my opleiding het ons geleer, die beste plek om te wees is in the not knowing position. Not in the knowing, but in the not knowing. Verduidelik gou vir my, hoekom het jy so geredeneer? Hoekom het jy so gedink? Hoekom het jy nie dit gedink of gedoen nie? En ek kom was jou voete, en ek kom help jou, om jouself te verstaan. Want as ek lelik is met jou, is ek nie lelik met jou om lelik te wees met jou nie. Ek is lelik met jou, omdat ek self lelik is binne myself, en ek met my eie seer uitsorteer, en jy kan my help, om my seer uit te sorteer, deur die regte vrae te vra. Weet jy wie het al agtergekom met die, as mense vir jou raad gee, luister jy nie. Dit klink soos 'n voël wat sing. Maar as jy vir my vra, en ek kom self by die antwoord uit, gaan ek dit onthou. Hoor julle? Die kuns is nie om vir mense raad te gee nie. Die kuns is om mense te help om self by die antwoord uit te kom. Dis die kuns. If your perception is false, then your emotional response will be false too. Die deur buitentoe, of die opening, is regs van my. Dis wat ek kan van julle. Nee, dis agter jou. Okay, sorry. Aan die linkerkant. Nee, maar hoor jy? Dis aan jou linkerkant. Dis aan my regs voor. Dis agter jou. Wie's reg, wie's verkeerd? Dis voor jou, ja. Nou goed, nou, wie's nou reg en wie's nou verkeerd? Dit hang af waar die posisie is wat jy staan. En wie wat se fout wat ons maak? Ek beklei met jou vanuit jou posisie. En ek sê vir jou, ek sê nou vir jou, dit is regs voor my. Kom Pieter, stry met my. Waar is die gaan? Dis voor my, dis reg voor my. Nee, dit is nie voor nie, dis regs. Dis links. Nee, dis voor my. Hoor julle wat doen ons? Dit is wat ons doen in verhoudings. Kom gegaan, dis agter. Ja. Wat sê jy? Kyk agter my. Nee, dis regs voor. Kom. Hi man. Sy blind, dis links. Dis reg voor my. Ja, jy is reg. Nee, dis regs. Wat sê jy? Hoor julle wat doen ons? Dis wat ons doen in huwelike. Dis wat ons doen in verhoudings. Maar as jy lank getroud is, dan kom jy op 'n punt dat jy sê, ja, weet jy, jy's reg. Dis reg. Maar jy kan nie dit sê, want ek sê stupid. Jy kan nie dit sê net om die conversation te stop nie. Jy kan dit sê as jy bereid is om van my plek af te besef te Jy kan staan. as jy goed kan Ja, soos van te doen, Dankie soos Esmeralda. letterlik te kom en Jy's reg. ja, ek sien dit is regs voor jou. Of, ek sien, dit is voor jou. Jy moet bereid wees om in jou kind se skoene te gaan staan, in jou ma se skoene te gaan staan, in jou lewensmaat se skoene, of jou werker se skoene te staan. Want ons weet nie. Ons moet begin om te funksioneer
vanuit the not knowing position. Nie vanuit ek dink ek weet nie. Want weet jy wat doen mense dan? Hulle praat net nie met jou nie. Hulle skuif jou uit. Hulle stoot jou weg. Dan beleef jy verwerping. Maar dis omdat jy nie bereid is om te luister wat die ander persoon sê nie. Weet jy wat, dan praat ek net nie met jou nie. Dan gaan ek maar met my eie lewe. Dan gesels ek en ek kuier met mense wat na my wil luister en besef dat ek op 'n ander plek staan. Just because you believe something firmly doesn't make it true. Doesn't make it true for everybody. Ja, True. Add on. on. Doesn't make it true for everybody. Want my opening is regs voor my. Hare is voor haar. Julle sin is links. Joune is agter, joune is langs. So kom ons begin om weg te staan en goed te ondersoek. Be willing to re-examine what you believe. En wie wou begin dit in jou verhouding met God? Want weet jy hoeveel leuns glo jy oor jouself? Ek sal nooit hierdie kan doen nie, sê wie? Ek sal nooit hierdie kan bereik nie, sê wie? Die juffrou. Alles in staat dat Christus het. Onthou my sis Boetie was 'n klein seentjie gewees. Toe sê die juffrou vir my ma, gelukkig was my ma nie geluister nie. Mevrou, hierdie kind gaan nie baie ver kom in sy lewe nie. Want hy was uit die dese dromer. So hy het toe nou al 40 afgetree met genoeg geld. Van 'n kind wat nou nie ver gekom het nie. Hy was oor die 50 lande in die wêreld. Die ou kindjie wat nou nie ver gekom nie. My ma het nie gevat nie. Sy het oor hom gebid en sy het oor hom verklaar en sy het oor hom geglo. Dit kort 'n ma om in 'n kind te glo vir pa of 'n onderwyser. You've got what it takes. Kom sê jy het geen mens wat in jou glo nie. Dan kom God en sê, you've got what it takes. En dis die ultimate. You've got what it takes. God kom staan ver oggend voor jou, Vader self, en hy sê vir jou, sien vir God die Vader voor jou. Hy kom staan voor jou en hy kyk in jou in die oë en hy sê vir jou, you've got what it takes. Want hier het ek jou nou al verduidelik. Jy het 'n gees, jy het 'n siel, jy het 'n liggaam. Siel, wat jy dink, het invloed op wat jy voel, hoe jy optree. Daar's 'n wisselwerkende proses tussen dink, doen en voel. Hierdie affekteer die liggaam. Dit is die vers, dit is 1 Korintiërs 5 vers 23. Jy het gees, siel, liggaam. Galasiërs 5 vers 22. Vrug van die gees. Efesiërs 4 vers 23. Jy moet die gees van God toelaat om jou manier van dink te kom verander. Want as jy anders te dink, gaan jy anders optree. As jy anders optree en jy dink anders, gaan jy beter begin voel. Romeine 12 vers 2. Jy moet die gees van God toelaat om jou manier van dink te verander. Matteus 4. Jesus is in die woestyn. Julle ken dit, ek het dit vir julle geleer. Jesus kom in die woestyn. Satan val hom aan. Hy sê vir hom, hoekom verander jy nie hierdie klippe in brode nie? Body. Dink hoe gaan jy voel as jy afspring en die engele vang jou? Siel. Hoekom aanbid jy my nie? Gees. So die vyand val jou aan in gees, siel en liggaam. Wat het Jesus elke keer gesê? Hy het 'n swaard gebruik wat die woord van God is. En hy het met die swaard die leuns uitgesorteer en gesê, maar daar staan geskryf. So ons gaan moet leer to live in the truth. Dis die woord van God. Daar's 'n skrif wat sê, stuur u lig en u waarheid, dat dit my lei na die heilige woninge. Amen. God se lig, God se lig, God se waarheid. The more you live in the truth, nou dis die woord, the more your emotions will help you see clearly. God se waarheid maak dat jou emosies gesond word. So as jy die waarheid glo, dis hy liedjie weer the truth. When you know the truth se naam is Jesus, the truth will set you free. Want die truth se naam is Jesus. But even then, you don't trust your emotions more than me, the Lord. Want die emosies is nie noodwendig in lyn met die woord nie. Remember, the word is a picture of me. En dis die waarheid.
Dis hoekom ek al vir julle gegee het 101 truths about your identity in Christ. 101 verse in die Bybel van jou identiteit in Christus. You will see me, dankie, a piece of art. Jy gaan God sien in musiek, in stilte, deur mense, deur die natuur, in your joys and your sorrows. God is in alles. My oom bel my en hy sê my tannie is in die hospitaal, Otto sy kar het gebreek. Hy sê maar die predikant het gehelp en hom getou. Ek sê oom, sien gou vir God. Daar's elke dag iemand wat hom rondry. Daar's mense wat hom help. Daar's mense wat geld gee. Maar hoekom gebeur daar die slegte goed met my? Life happens. Nie kyk na die sleg nie. Kyk na hoe God voorsien binne die sleg. Want daar's iemand wat jou ry hospitaal toe. Daar's iemand wat jou kar vir jou regmaak. Daar's iemand wat vir jou gaan geld gee dat jy jou kar kan regmaak. Dis God. That's the body. My ability to communicate is limitless, living and transforming. It will always be true to Father's goodness and love. God is good. Sing dit. Daar's mense wat bedank by die werk. Here, hoekom het hierdie persoon gegaan? Ek wil kom skoonmaak. Ek het vir iets beters gestoor. Dis hoe besighede werk. Trust me. Trust me. And you will hear and see me in the Bible in fresh ways. Hier ek wil vars sien. God sê maar ek soek verhouding. Ek soek 24 uur verhouding. Here, hierdie werk nie nou uit nie. Wat moet ek nou hier maak? Luister na my gedagtes en jou gedagtes. Ek sal vir jou sê wat te doen. Moet asseblief net nie vir reëls en regulasies soek nie. Die Shack vrouekamp in Parel. Dit was by die waterklomp goed gedoen en ek het glad nie verstaan wat ek gedoen het nie. Agterna het God eers my begin verduidelik wat daar gebeur. Ek het gevoel soos 'n totale bobbejaan wat goed doen wat ek nie idee het nie. En agterna, dan sê hy vir jou, ek wil gou vir jou verduidelik het, hoekom daai vrou op water moes loop. Hoekom daai vrou 3 pommeltjies van bo moes doen binne in die swembad in. En jy sê, jy is nie doop nie. Dis reg weer. Ek verstaan nie wat die Here doen nie. Ons moet net gehoorsaam. Ons het een vrou gedoop en toe 'n ander vroutjie haar vasgehou. Toe sit daar 'n ladybird bo op haar kop. Praat met Carita, hulle is besig om op water te loop. Die een meisietjie moes op water loop. Die een meisietjie moes so 3 duik, 3 keer soos in die soos wat jy so van 'n ramp af en dan want daar gaan in baie van julle se lewe, daar gaan goed gebeur. Daar gaan goed draai. Vertrou die Here vir 'n verdraai, vir 'n verandering. Trying to keep the law is actually a declaring of independence, a way of keeping control. Maak dit sin? Want ons voel veilig. Ja. Ons voel veilig binne reëls en regulasies. En reëls en regulasies is nie verkeerd nie. Die landse wette sê ons ry altyd aan die linkerkant van die pad. So as hy 'n kar van voor af kom en hy begin in my baan ry, bly ek in my baan. Nee, jy bly nie in jou baan nie. Jy verander van baan. Jy probeer die kar vir my. Don't stick to the rules then. Weet jy, dis wat ons doen. Jy ry kom 'n kar nou in my baan aan. Ek onthou, een vrou kan ry ek van La Vida af. Nou kom 'n swart kar so voor my. En ek sê, Here, daar's karre daai kant ook. Hy sê, ry maar grondpad. Toe ry ek maar grondpad. Toe het ek nog die bussie gehad. Nou het ek daarom 'n volbaar vol. So nou as ek met grondpad gaan dit beter gaan. Kanselleer dit in Jesus naam, ek hoef nie weer nie. It grounds you to the power to judge others and feel superior over them.
net gaan teruggaan dat julle net die storie kry. So daai was reëls en regulasies. Maar my ma het vir ons geleer, mens doen nie dit nie. So ek judge jou nou. Ons judge mense. Daai judgment day ons het hom al gedoen. Rules cannot bring freedom. They only have the power to accuse. Daar's vryheid in Christus. Look for relationship. A way of coming to be with us. Verhouding met Vader, verhouding met Jesus, verhouding met die Heilige Gees. I want all of you and all of every part of you and your day. Here, wat doen ons vandag? Môre nie. Vandag. I want to be the center of everything. Nothing is a ritual. As ek dink aan die doop wat ons doen, ek het dit nooit in herhaal. Een vrou vra my laat, kom het jy dit gedoen? Ek sê nee, ek weet nie. Vra die Here kom ons moet jou dit gedoen het. Dis wat God wou hê. Remember, I will not leave you as orphans. I will come to you. God het die resepte nie. God vra verhouding. A festival of friends. Some of us live and some of us die. Someday God is going to tell us why. Open your heart and grow with what life sends. My broer bel, sê, ma was in 'n motorongeluk, voet is af, voetleerpakket. Here, wat gaan die beste wees vir my ma? Ek kan vir u my begeertes gee. Ek kan vir u sê wat ek graag sou wou hê. Maar wat is die beste vir haar? En wat is u volmaakte wil vir haar? 7 die aand, en 7:15 sy hemel toe. Dit was vir haar beter. En dan aanvaar ek dit so. Dit is altyd maklik, nie? Each relationship between two people is absolutely unique. En dis hoekom dit so versigtig moet wees, dat ons sommer net vir iemand raad gee. Jy mag nooit vir iemand raad gee, as jy nie by God gehoor het wat jy mag sê nie. Want dan is dit religion. Is ek reg of is ek verkeerd? Kom ons gee vir mense raad vanuit 'n verhouding met God. Kom ons bid hieroor. Kom ek en jy vra vir die Here wat hy wil hê. This is why you cannot love two people the same. Want mense is uniek. God openbaar sy glorie deur die uniekheid van elke mens. So jy gaan 'n unieke verhouding met elke persoon hê. Dit is net nie moontlik om dieselfde verhouding met almal te hê nie. Selfs eers met jou kinders nie. Want kinders persoonlikhede verskil. You love each person differently because of what they are and the uniqueness they draw out of you. Party kinders of party mense druk knoppies op jou lyf wat jy nie eens geweet daar knoppies is nie. Vat dan die knoppies na God toe, nie na die mens toe nie. The man of many friends will prove himself a bad friend, but there's a friend who sticks closer than a brother. Ons maak die fout om te dink, almal moet van almal hou. Nee, loop jy saam met wie jy moet loop vir daai seisoen. En as die seisoen klaar is, dan hoef ek nie vir jou kwaad te wees vir die seisoen wat klaar is nie. Ek het net nodig om op 'n ander plek te gaan loop. No one has greater love than to lay down his life for his friend. And the more you know another, the richer the color of the relationship. Is dit nie so nie? Ek kan nie van jou nie, maar as ek oomblik wat ek jou storie ken, hou ek dadelik van jou. Want ek verstaan dan. Ek verstaan beter. Start making new friends, appreciate your friends, and pray for your friends. Because friends are unique and quiet angels. God gebruik mense om mekaar te help. Kom ons bid saam. Here, ek wil kom en net vir elkeen van ons vra dat U ons sal help om
in 'n baie diep verhouding met U te bly wees, Here. Open ons geestelike ore en hart en verstand, dat wanneer U met ons praat, dat ons nie die gesprekke sal mis nie. Ek bid dat ons Hebreërs 4 sal lewe in ons lewens, dat ons vanuit U rus sal leef. U rus wat elke dag vir ons beskikbaar is, Here. Dat ons slow to speak, quick to listen, slow to anger sal wees, Here. Dat ons sal vra, Here, wat mis ek? Wat sien ek nie? Wat hoor ek nie? En nie net met vooropgestelde gedagtes met mense werk nie. Ek bid U goedheid en U guns en U seën oor elke persoon wat hierdie boodskap hoor. Ek verklaar dat elkeen van julle sal toegemaak bly met Vader se wolk van beskerming. Dat jy weggesteek sal word teen die aanvalle van die vyand. Ek bid dat die Gees van God sal kom en jou denke sal kom vernuwe. Dat jy sal dink en dat jou denke in lyn sal wees met die woord van God. Dat jy toegemaak sal wees met die bloed van Jesus Christus. Dat daar 'n ring van vuur reg rondom jou sal wees, waar die brandpyle van die vyand kom net wegsmelt. Maar dat jy in waarheid sal loop, dat jy in vryheid sal loop, dat jy in vrede sal loop, dat jy in vreugde sal loop, in liefde sal loop, in goedheid en in guns en seën. En dat God sy hand oor jou uitspreek en seën oor jou spreek. Dat jy enkel visie sal hê, dat jou oë gerig sal wees op God en dat jy gehoorsaam sal bly aan die stem van God se gedagtes in jou gedagtes. Ek bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.